Baie welkom by hierdie week se koffiekuiers en dankie dat jy weer inskakel. Ons is steeds besig met die boek Handelinge en ons staan vandag stil by Handelinge 24. So ek gaan die gedeelte saam met jou deurwerk soos wat ek daaroor gesels en ek nooi jou uit om die Bybelvertaling van jou keuse by jou te hê. Maar ek gaan eers so 'n kort inleiding gee oor die gedeelte. Ek dink ons almal ken daardie gevoel wanneer 'n mens weet jy 'n moeilike gesprek met iemand anders moet gaan hê, maar jy's nie noodwendig lus daarvoor nie. Dalk is dit 'n gesprek wat jy al vir 'n paar dae uitstel en jy weet jy moet dit doen, maar jy het net nie die energie nie. En dan sê jy vir jouself, ek gaan dit los tot môre. En dan weet ons mos nou van uitstel partykeer kom afstel, want môre raak volgende week en dan volgende maand en so skuif jy maar net die doelpale aan. En dis nie dat jy nie besluit het dat jy dit wil oplos nie. Jy het die bedoeling om die saak of die moeilike tema waaroor jy moet praat uit te sorteer, maar jy kom net nie heeltemal daarby uit nie. Nou, Handelinge 24 verloop vir my ook min of meer so. Want Paulus staan nou hierso voor 'n man, Felix, die goewerneur, wat baie oor die Christelike geloof geweet het. Felix het geluister na hom, ons sien in hierdie gedeelte, hy het hom selfs 'n paar keer geroep om met hom te praat, en op 'n stadium, dan raak dit wat Paulus sê hom so diep, dat hy bang raak. En dan in die gedeelte gaan ons sien, dan sê hy, dit is nou genoeg, gaan maar terug, as ek tyd het, sal ek jou weer roep en weer met jou praat. Met ander woorde, Paulus, ons gaan weer hieroor praat, maar ek is nie nou gereed daarvoor nie. En ek dink dit is die vraag waarmee ons vandag ook na Handelinge 24 moet gaan en hoe ons daaroor kan dink. Wat doen 'n mens wanneer jy die waarheid hoor oor iets in jou lewe wat op jou van toepassing is en dit sit jou so bietjie ongemaklik in die krop? Met watter gesindheid, met ander woorde, luister ons? Want ek dink jy sal saamstem, dis baie maklik om na iets sensitief te luister wanneer dit oor iemand anders gaan. Maar wanneer jy begin hoor, maar hierdie saak gaan nou eintlik oor my en dis sensitief, dan word die gesprek sommer anders. So kom ons kyk net eers weer, hoe het die verhaal ook verloop tot voordat ons hier by hoofstuk 24 kom. Nou, aan die einde van Handelinge 23 is Paulus se situasie alles behalwe eenvoudig. Ons weet daar was 'n komplot in Jerusalem om hom dood te maak. So Paulus arriveer daarso as 'n gevangene wat op 'n verhoor wag. Maar net voor dit gebeur, het die Here vir Paulus bemoedig en vir hom gesê, soos wat jy in Jerusalem getuig het, gaan jy ook in Rome getuig. Nou dis 'n belangrike stukkie detail om te onthou. Paulus weet nog glad nie hoe hy in Rome gaan uitkom en hoeveel draaie die pad ook gaan maak in sy lewe nie. Maar hy weet, God is nog nie klaar met sy verhaal nie. Nou 5 dae later, dan daag sy aanklaers uit Jerusalem op. Lukas sê vir ons sommer daar in die openingsverse, 5 dae later het die hoëpriester Ananias saam met 'n paar familiehoofde en 'n advokaat Tertullus daar aangekom. Nou Ananias ken ons reeds uit 'n vorige hoofstuk. Toe Paulus voor die Joodse raad verskyn het, was dit die hoëpriester wat beveel het dat iemand vir Paulus op die mond slaan. Maar nou reis hy persoonlik Caesarea toe. En dit wys vir ons hoe ernstig hulle hierdie saak opneem. Nou hy bring ook vir Tertullus saam. Nou hy was 'n professionele spreker, iemand wat 'n saak voor 'n Romeinse amptenaar ook met groot waardigheid kon stel. Vandag sou ons hom 'n regsverteenwoordiger of 'n advokaat noem. So hulle bring nie net aanklagte nie, maar hulle bring iemand wat ook weet hoe om daardie aanklagte oortuigend aan te bied. En dit laat my nogal wonder. Hoekom is Paulus vir hulle so 'n groot bedreiging? Waarom het hulle selfs 'n professionele spreker nodig? En dan interessant, hoekom Felix, wat reeds so baie van die Christelike geloof weet, hoekom het hy nie 'n besluit vinniger oor hierdie saak geneem nie? En hoekom praat Paulus dan hier aan die einde van die hoofstuk met Felix oor selfbeheersing en oordeel? Want Felix is immers die man wat sy toekoms nou in sy hand hou. So mense sou dink dat Paulus 'n bietjie versigtiger ook met hom sal praat. En dan is daar vir my miskien die vreemdste vraag van almal. Hoe kan iemand vir 2 jaar lank toegang hê tot Paulus? Hoe kan hy luister na hom en selfs bang word oor wat hy sê,
maar uiteindelik sien ons nie die verandering in sy lewe nie. Nou, aan die begin van die gedeelte sien ons hoe Tertullus begin om sy saak met 'n hele mond vol komplimente te stel. Hy sê, "U edele, onder u lewe ons in rus en vrede, en deur u beleid het daar verbeteringe vir hierdie volk ingetree. Dit erken ons altyd en oral met diep dankbaarheid." Nou jy hoef nie 'n regsgeleerde te wees om te hoor wat hier aangaan nie. Hy is besig om vir Felix heuning om die mond te smeer, voordat hy met die aanklag begin. En dan sê hy, ons beskou hierdie man, dis nou vir Paulus, as 'n gevaar vir die samelewing. Hy bring skeuring in die Joodse geleedere dwars deur die wêreld. Hy is 'n leier wat 'n leier van die dwaalrigting van die Nasareëners. Nou dis slim gestel. Tertullus sê nie bloot dat hulle nie met Paulus oor godsdiens verskil nie, want ek dink Rome in daardie tyd het nou nie baie belang gestel in sulke interne teologiese stryery nie. Maar hy stel vir Paulus eerder voor as iemand wat die openbare orde bedreig, wat oproer veroorsaak en mense teen mekaar opstook. En dan eers kom die godsdienstige deeltjie by. Hy noem vir Paulus 'n leier van die Nasareëners. Met ander woorde, 'n volgeling van Jesus van Nasaret. Nou, die 83 vertaling wat ek gebruik, het die woord dwaalrigting hierso. Die Griekse woord is hereses. Nou, ons hoor die Engelse woord heresy daarin, en ons weet as ons vandag oor heresy praat, bedoel 'n mens 'n leerstelling wat as vals beskou word, en wat die kern of die hart van die geloof bedreig. Nou in die eerste eeu was hereses 'n breër woord, so dit kon ook na 'n bepaalde groep of 'n stroming of 'n party verwys. Nou Tertullus etiketeer nou vir Paulus as deel van hierdie afwykende, kan ons sê, nuwe beweging wat ontstaan het rondom Jesus van Nasaret. En dan in die volgende verse sien ons kry Paulus nou kans om te praat. Nou dis dadelik vir my opvallend, daar is 'n verskil tussen hom en Tertullus. Paulus begin nie met 'n lang lys komplimente vir die goewerneur nie, en hy val ook nie sy aanklaers aan nie. Maar hy bring die gesprek eenvoudig terug na die feite toe. Hy sê, hy was maar ongeveer 12 dae tevore in Jerusalem. So waar is die oproer waarvan hulle praat? Waar is die skare wat hy sou aangehits het? Wie het gesien hoe hy ook 'n klomp mense opstook? En dan sê hy daar in vers 13, die beskuldigings wat hulle nou teen my inbring, kan hulle ook nie vir u bewys nie. So dit bring ons by die eerste belangrike gedagte. Iets is nie noodwendig waar, net omdat iemand anders dit met baie oortuiging vertel nie. Nou ek dink jy sal met my saamstem, ons sien dit ook in die samelewing. Ons weet hoe maklik 'n storie momentum kan kry. En as iemand dit genoeg herhaal, dan begin dit later soos die waarheid klink, selfs wanneer niemand meer mooi weet wat die regte feite is nie. En so sien ons, Tertullus het die regte woorde. Hy het selfs belangrike mense langs hom wat saamstem. Al wat Paulus vra is, waar is die bewyse? Nou dis nogal relevant vir ons tyd ook. Want ek dink baie mense of groepe word ook maklik geetiketeer. En stories word dan vinnig versprei voordat iemand eers vra of dit regtig waar is. So Paulus probeer nie harder as sy aanklaers skree nie, maar hy bly by dit wat waar en bewysbaar is. Nou, ongelukkig in hierdie verhaal beteken dit natuurlik nie dat die waarheid ook dadelik gewen het nie. Ons sien Paulus gaan ten spyte van die feit dat hy die waarheid praat, nog vir 2 jaar in aanhouding wees. So Handelinge 24 beloof nie dat alles dadelik sommer gaan regkom as jy die regte ding doen nie. Maar ek dink Paulus wys vir ons iets belangrik. As iemand anders die waarheid verdraai, hoef ek en jy nie tot op dieselfde vlak te daal en dieselfde te doen nie. Jy moet net eenvoudig by die feite bly. En dan doen Paulus iets verrassends. Ons sien, hy ontken nie alles nie. Daar in vers 14 sê hy, dit erken ek wel voor u. Ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus, wat hulle 'n dwaalrigting noem. Met ander woorde, daardie deel gaan ek nie ontken nie. Ek volg Jesus. Maar Paulus sien dit nie asof hy Israel se God en die wet en die profete weggegooi het en nou 'n vreemde nuwe godsdiens begin nie. Hy sê, ek glo nog steeds alles wat in die wet
en die profete geskrywe staan. Ek het my hoop op God gestel, en net soos hulle verwag ek, dat mense, goeies en slegtes, uit die dood sal opstaan. Dan volg een van die belangrikste sinne vir my in hierdie hoofstuk. Hy sê, daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê. Nou, ek dink daardie woordjie daarom is ook baie belangrik. Paulus sê nie net dat hy in die opstanding glo nie, maar hy sê eintlik, omdat ek dit glo, probeer ek nou anders leef. Dit bring ons by die tweede belangrike gedagte. En dit is dat wat jy oor God en oor die toekoms glo, behoort nou al 'n verskil te maak aan hoe jy vandag leef. So vir Paulus was die opstanding nie net 'n leerstelling wat eers eendag implikasies gaan hê nie, maar dit raak hoe hy nou ook teenoor mense leef en ook sy verhouding met God. Met ander woorde vir jou en my, wat ek in hierdie lewe nou doen, maak saak vir die Here. Hoe ek mense behandel, maak saak. My gewete, my gedagtes en ook die aard van my verhouding met God maak saak. Hoop op die opstanding maak hierdie lewe met ander woorde nie minder belangrik nie. Dit maak dit juis belangriker vir die implikasies ook hoe ek leef. En daarom praat Paulus hierso van 'n skoon gewete voor God en voor die mense. So ons kan nie bloot net sê ek en God, ons weet mos wat regtig in my hart aangaan nie. Geloof raak die manier hoe ek ook met ander mense in verhouding staan. Nou Paulus verduidelik dan waarom hy na Jerusalem toe gekom het, juis om hierdie punt te onderstreep. Hy sê hy het na al die jare teruggekeer om sy mense met 'n geldelike bydrae te help. Nou dit sluit heel waarskynlik aan by die verhaal vroeër, by die kollekte wat hy onder die nie-Joodse gemeentes vir gelowiges in Jerusalem ingesamel het. So die man wat daarvan beskuldig word, dat hy gekom het om nou te kom moeilikheid maak, hy sê eintlik, maar ek het gekom om te help. En toe hulle hom in die tempel kry, was daar volgens hom geen oproer of skare nie. Maar hy was besig met die voorgeskrewe reinigingshandeling. Paulus wys ook daarop dat die mense wat hom oorspronklik daar in die tempel kom beskuldig het, die Jode uit die provinsie Asië, hulle is nou nie eers by hierdie verhoor nie. En as hulle regtig iets teen hom gehad het, hoekom is hulle nie daar om self iets te sê nie? En wat die Joodse raad betref, sê Paulus, was die groot twispunt eintlik hierdie saak. Die feit dat hy vandag voor hulle staan, omdat hy aan die opstanding van die dooies glo. Dit is hoekom hulle hom aankla. En op hierdie punt stop Felix dan die verhoor. En Lukas sê dat Felix die besonderhede oor die leer van Christus of die weg, soos die Jesusbeweging ook in Handelinge genoem word, hy het dit baie goed geken. Maar hy het besluit om te wag tot kommandant Lysias kom voordat hy verder sou besluit. En daarom het hy gesê, moet Paulus dan in aanhouding bly. Hy is nie so streng bewaak soos voorheen nie, want van sy vriende kon hom kom om te versorg, maar die feit is hy steeds aangehou. En dit laat 'n mens wonder, as Felix dan soveel geweet het oor die Christendom en hierdie getuienis van Paulus gehoor het, hoekom het hy nie 'n besluit geneem nie? 'n Paar dae later, hier na die einde van hierdie hoofstuk toe, verander die atmosfeer heeltemal. Felix en sy vrou Drusilla laat vir Paulus nou weer haal, sodat hulle meer van hom kan hoor. Drusilla, interessant, as ons weet so bietjie van haar, die feit dat sy Joods was en ook deel van die bekende Herodes familie. Sy was die dogter van Herodes Agrippa die eerste. En dit is dieselfde koning wat ons vroeër in Handelinge 12 ook ontmoet het. Nou, die Joodse geskiedskrywer, ou met die naam van Josefus, vertel vir ons dat Drusilla voor haar huwelik met Felix reeds met Azisus, die koning van Emesa, getroud was en dat sy daardie huwelik verlaat het om toe met Felix te trou. Nou dit maak die volgende vers dan baie interessant. Hierdie man wat oor Paulus se toekoms kon besluit, wat nou voor hom sit, sal 'n mens nou dink Paulus sal hom met handskoene hanteer en die gesprek veilig probeer stuur sodat hy vrygelaat kan word. Maar Paulus is nie bang vir sensitiewe onderwerpe nie. Daarom het hy dit goed gedink om met Felix te praat oor 'n lewe van gehoorsaamheid aan God en selfbeheersing en ook oor die komende oordeel. Nou dit is nie die temas wat jy kies as jy 'n goewerneur probeer beïndruk nie. Maar dis waarheen Paulus die gesprek neem, want
Die evangelie het nie net vir hom gegaan oor interessante idees nie. Op 'n stadium moet dit ook jou lewenswyse raak. En skielik is dit asof hierdie rolle begin omruil. Aan die begin was dit Paulus wat voor Felix kom staan het. Hy is die regter en Paulus die gevangene. Maar nou begin dit vir ons voel asof Felix die een is wat voor die waarheid staan. Die man wat oor Paulus moet oordeel, hy word nou self gekonfronteer met sy eie lewe en keuses. En Lukas sê toe vir ons, dit het Felix bang gemaak. So Tertullus se mooi praatjies en Paulus se regsargumente maak hom nie bang nie. Maar wanneer die gesprek begin raak aan hoe hy leef, raak hy ongemaklik. En dit is hoekom hy dan daar sê, dis nou genoeg, gaan jy nou eers terug, en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep. So hy sê nie hierso, hy wil nie met Paulus praat nie. Hy sê eintlik net, kom ons los dit vir nou. En dit bring ons by die derde groot gedagte voordat ons begin afsluit. En dis vir my die feit dat 'n mens kan baie hoor en baie weet oor die evangelie, maar nog steeds kan dit nie jou hande en voete en jou hart in beweging bring nie. Jy kan rondom geloof trippel, kan ons sê. Jy kan luister na preke. Jy kan vra en Bybelstudies doen en diep geraak word. Maar op 'n stadium kom die vraag, wat maak ek met dit wat ek klaar weet? Hoe word die kopkennis oorgedra in dade deur my hande en voete? So Felix hoor vir Paulus meer as een keer, maar Lukas gee vir ons ook 'n ongemaklike stukkie detail. Felix staan daar het gehoop dat Paulus ook vir hom omkoopgeld sal aanbied. So, ja, hy wil oor geloof praat, maar geld bly ook deel van die agenda. Hy wil hoor wat Paulus sê, maar hy wil nie noodwendig hê dat sy lewe moet verander nie. En ek dink ons kan dieselfde doen. Partykeer vra ons vir nog tyd en nog sekerheid, maar in ons hart weet ons al klaar eintlik reeds vir 'n lang tyd wat die regte ding is om te doen. Dit kan wees dat ek 'n sekere persoon moet gaan vergewe, of 'n moeilike gesprek met iemand moet gaan hê. Of dalk is daar iets in my lewe wat ek weet verkeerd is, waarvan ek moet losmaak en gaan regmaak. En dan is dit maklik om te sê, ag, ek sal later daaraan aandag gee. Maar die laaste vers van Handelinge 24 is vir my eintlik baie hartseer. Want daar staan, 2 jaar het verbygegaan, terwyl Paulus daar in aanhouding sit en sy saak voor Felix kon stel. En uiteindelik staan daar, word Felix deur Porcius Festus opgevolg. En omdat Felix die Joodse leiers se guns wou bewys, laat hy Paulus toe maar net eenvoudig as 'n gevangene agter. So die saak word nooit behoorlik afgehandel nie. En Felix beweeg aan. Maar Paulus het steeds sy oë op Rome, al het hy nie 'n idee hoe hy daar gaan uitkom nie. En tog sien ons op die ouend keer selfs hierdie 2 jaar in aanhouding hom, nie om verder te getuig nie. En ek dink dis miskien die laaste les wat ons uit hierdie gedeelte kan haal. Die feit dat God steeds met 'n mens se lewe kan werk, selfs wanneer dinge nie altyd loop soos wat jy gehoop het nie. Hierso sien ons hoe onregverdig en deurmekaar Paulus se omstandighede is. Maar God is steeds besig met sy verhaal. En dit bring ons terug by die vraag waarmee ons heel aan die begin het. Felix het baie gehoor en het baie kere gepraat met Paulus, maar wanneer dit naby aan sy eie lewe gekom het, het hy die waarheid uitgestel. So die groot vraag vir my van Handelinge 24 is nie net wat Felix met Paulus gedoen het nie. Die groter vraag is, wat het hy gedoen met die evangelie, met die waarheid? En daarom is dit ook 'n goeie vraag vir ons. Is daar iets wat ek weet wat reg is, maar wat ek eintlik maar net bly uitstel? Jy weet, 'n mens kan baie maklik dink, ja, ek het nog nie nee gesê nie, ek gaan maar net later daaraan aandag gee. Maar daardie later kom dalk nooit. Ten slotte is daar iets anders in hierdie hoofstuk wat my tref. Paulus sien ons hierso as die een wat gevange gehou word. Hy kon nie besluit waarheen hy gaan of wanneer hy vrygelaat word nie. Maar tog lyk dit vir my of Paulus as 'n vryer mens leef tussen hom en Felix. Hy weet wat hy glo en hy leef met 'n skoon gewete. Maar Felix wat baie meer mag het, hy sit vasgevang tussen sy eie belange en sy vrese en wat vir hom die maklikste uitweg is. Dalk kan ons dit eenvoudig so stel, dat ek en jy kan nie altyd kies wat met ons gebeur nie, maar ons kan kies hoe ons ook daarmee omgaan.
So Paulus kon nie sy omstandighede verander nie, maar hy kon steeds getrou bly aan wat hy glo. Felix kon wel 'n besluit neem, maar hy het besluit om dit uit te stel. So dalk hoef ons nie vandag met 'n lang lys goed hier weg te loop van hierdie hoofstuk af nie. Dalk moet jy net vandag daardie een ding gaan doen wat jy weet, jy heeltyd uitstel. Daardie gesprek wat jy met iemand moet voer, daardie saak wat jy moet gaan regstel, daardie verkeerde gewoonte wat jy moet aflê, of daardie eerste stap wat jy lankal weet jy moet neem. En dis genoeg vir vandag, want soms het ons nie net nog 'n klomp inligting nodig nie. Ons het die keuse nodig om die eerste tree te gee en te gaan doen wat reg is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U so geduldig is met ons. Ja, selfs wanneer ons uitstel en huiwer om die regte dinge te doen. Help ons asseblief om eerlik te wees oor daardie dinge wat U reeds vir ons kom wys het. Geef vir ons die moed, Here, om die eerste tree te neem en te gaan regmaak. Help ons om soos Paulus met 'n skoon gewete voor U, maar ook voor ander mense te leef. Amen.